Goeiemôre geliefdes en baie welkom by hierdie week se Sinmaak. Sinmaak, waar ons die Bybel lees om saam daarvan sin te kan maak. Ons lees vanoggend Romeine 8 vers 18 tot vers 30. Ons fokus vandag dan nou op hierdie gedeelte van die brief van Romeine. So terwyl ons nou saam lees in die brief van Romeine, is dit belangrik om te onthou van waar ons kom. Paulus het nou die gemeente nie self gestig nie, maar hy het vir hulle leerstellings gegee en hy wil by hulle goeders tuisbring rondom die evangelie en rondom die Here se genade. So nou lees ons vanoggend. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, en so die vrylikheid te smaak wat die heerlikheid van God se kinders sal kenmerk. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste vrug ontvang het. Ook ons sigself in ons binneste, terwyl ons uitsien na ons aanneming as seuns, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regte hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtiging wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net tot daar. So, in hierdie deel is daar nou twee verskriklike belangrike elemente waarna Paulus verwys. Die eerste ene is die uitverkiesing en die tweede ene is dan nou die skepping wat ook onderdanig of onderwerp is. Nie onderdanig nie, onderwerp is aan die sonde. So dit is nie net ons as mens wat onder die sondige mag of die sonde geval het nie, maar ook die skepping. So, ek is oortuig dat die lyding wat ons huidiglik nie vergelyk kan word met dit wat kom nie. So, Paulus is nou hierso besig in hierdie eerste vers, ek is oortuig dat die lyding, wat se lyding is dit? Dit is nou al die sonde van hierdie wêreld, die moeilike omstandighede, al die situasies waarbinne ons onsself bevind. So, al die lyding wat ons huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hierdie heerlikheid verwys natuurlik na die finale dag waar ons dan nou by die Here self sal wees, waar ons dan nou deel van God sal wees, in sy heerlikheid in die hemel by hom sal wees, en wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde oopbreek, dan sal die Here vir ons die heerlikheid wys, die grootheid, die skoonheid, die mooiheid wat ons nie kan begryp nie. Want ons baie dinge in hierdie wêreld wat ons nie sal begryp nou nie. En dit sal openbaar word aan ons ook uiteindelik in die finale dae, soos dit ook lees in Openbaring. So niks in hierdie wêreld, niks van hierdie lyding waardeur ons gaan, kan vergelyk met hierdie heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. Dit is met vurige verlange, so dit is brandend. Dit is soos daai tipe verlange wat jy smag daarna, jy soek daarna, jy verlang daarna om iets of iemand te sien of van hoor, of ons kan dit nie begryp in ons menslike verstand nie, want ons is nog nie daar nie, maar dis 'n vurige verlange wat ons het, ons wil so graag, ek wil baie graag, ek
wil met soveel graagheid dit doen, dis nie eens waar nie. Dis 'n brandende begeerte, wag die skepping. So dis nie net ek en jy nie, maar ook die skepping. So alles in die natuur ook, alles wat ingesluit word in die skepping, daarop dat die kinders van God bekend gemaak sal word. Daar's 'n bekende gedig, wat 'n Afrikaanse gedig waar daar staan met gespanne spier, waggel hy deur die mis, 'n ongeslype dier in donker duisternis. Nou, daai gespanne spier, dit is met gespanne spier in afwagting, soos wanneer 'n atleet sit en wag vir daardie skoot om af te gaan, laat hulle kan hardloop. Met gespanne spier wag die hele skepping om te hoor wie is die kinders van God. En dit is nou natuurlik uiteindelik die uitverkorenes. So wie is deel van God se kinders? Wie is deel van God se volk wat hy vir hom berei het? Want die hele skepping, dan gee Paulus nou weer 'n rede, want daar sien ons die rede gewe. Want die hele skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan. Met ander woorde, dit is as gevolg van hierdie sonde. En dan belangrik, nie uit eie keuse uit nie. Waar kom dit vandaan? Sondeval. Wat ons al reeds gesien het in Genesis. Maar deur hom, so God het dit bestem, uiteindelik omdat die sonde plaasgevind het, en dit dan nou uiteindelik gebeur het en dit in die wêreld in is. Daarom is dit nou daar. En God het nou ook bestem dat dit uiteindelik sal meewerk tot beter, tot goed. Die skepping hoop. So hoop. Dis dieselfde hoop wat sê, die hoop beskaam nie. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid. So niks in hierdie wêreld as veronderstel om te vergaan nie. Niks is veronderstel om dood te gaan nie. En as gevolg van die sonde wat daar is, het verhoudings dood gegaan, het liefde teenoor ons naaste dood gegaan, het ons gehoorsaamheid aan God dood gegaan, gaan die mens uiteindelik dood, want ons is verganklik. Maar Christus kom en Christus verander dit, dat al gaan ons liggame dood, kan ons steeds uitsien na die heerlikheid wat daar is by God. En so die vryheid te smaak, wat die heerlikheid van God se kinders sal kenmerk. En dit is natuurlik uiteindelik die ewige lewe, waar hulle dan saam met God sal lewe. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug. Jegels, so as ons nou dink aan dit is nou baie aan hierdie sug, dit is soos, kan dit nou net gebeur? Soos hulle gesê, daai gespanne spier, dit is, kan dit asseblief nou net kom? So hierdie sug en hierdie brandende verlange stem ooreen, soos daar is 'n sigting van brandende verlange, hoekom kan dit nie plaasvind nie? En dan gaan Paulus voort en dan praat hy van die geboortepyne verkeer. So dit is, as ons nou dink aan 'n ma wat geboorte gee, daar sal ons nou 'n paar dae, 'n paar minute, 'n tydperk voor die tyd, waar die ma dan nou sal pyn beleef. En terwyl sy hierdie pyn beleef, en terwyl sy besig is om geboorte te gee, dan uiteindelik kom die geboorte. Daar's afwagting. En dieselfde met nou, in ons tyd. Die openbaring, die heerlikheid van God gaan openbaar word binnekort. En ons is tans besig om in geboortepyne te wees, in die afwagting tot dit wat kom. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees as God se eerste vrug ontvang het. So die Gees wat nou in ons woon, die Gees wat hier by ons is die eerste vrug wat daar is van God se heerlikheid, sy teenwoordigheid by ons, wat ons nou kan beleef vir dit wat kom. So ons hoef nie net te wag vir dit wat kom nie, ons beleef nou al reeds wat God bestem het daardeur, die Heilige Gees wat ons ervaar in ons lewe, wat deur ons werk en waar ons gehoorsaam is aan die Here. Ook ons sug, so Paulus sê weer, selfs ons sug in ons binneste. Partykeer is dit nie net binneste nie, partykeer is dit hardop ook, so ons sug, soos, waartoe gaan hierdie wêreld, kan die einde nou net kom. Terwyl ons uitsien na die aanneemlike as seuns, die bevryding van ons liggame, sodat ons dan uiteindelik ook saam kan wees, daar waar God is. Ons moet ook besef, dat hierso waar hy staan, waar hy sê, na ons aanneming as seuns, daai hele frase wat ons daar lees, is baie belangrik om te besef, dat ons is deel van God, ons is deel van sy kinders, sy erfgename. Dit is nie
net enige iemand wat iets kry nie. Dit is iemand wat jy aan verbonde is, of as jy lief is vir die persoon, of jy omgee vir die persoon. Ons is aangeneem as seuns. Ons verdien dit nie, glad nie. Dit is die Here wat dit so beskik. Maar omdat ons dan nou deur Christus ingevoeg is ons aangeneem, ons aanneming as seuns. Ons is sy erfgename. Ons het ook 'n gedagte hou dat in daardie tyd was mans hoofsaaklik iemand wat iets geërf het. So vrouens het natuurlik nou nie noodwendig erfreg gehad nie. Maar deur Christus word almal ingesluit hierby. Dit is nie 'n patriargale stelsel nie. Dit is almal word ingesluit dan daarby. Ons is immers verlos in hoop. Daai is baie belangrik om te dink, want ons hoop dat dit wat ons glo, dit is waarvan ons oortuig is, waarvan ons ook saam lees in Hebreërs, is wat ons gaan sien. Dit is wat ons gaan uiteindelik ervaar, om by God te wees. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regte hoop nie. So, Paulus praat van die goeders wat ons nou kan sien om ons. Soos daardie finansies en daardie materiële besittings wat ons graag bymekaar maak. Dit gaan ons nie veel help nie. Daai hoop, ons kan nie ons hoop op dit plaas nie. Maar dan gaan hy verder, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar, weer eens 'n rede gewe, ons hoop op dit wat ons nie kan sien nie. Dan wag ons daarop met volharding. So ons volhard nou in alles wat ons doen, sodat ons uiteindelik kan die soet smaak ervaar van dit wat die Here vir ons dan beskik in die ewigheid. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Nou hier sluit Paulus nou aan by dit wat hy gesê het vroeër in vers 18, daar by die lyding. So omdat ons nou die lyding beleef en ons ervaar dit ook, daarom staan die Gees ons ook by in ons swakheid. Staan ons by in ons swakheid om ons te help, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. So dit is so mooi hoe Paulus sê dat ons weet nie regtig waarvoor ons moet bid nie, want ons weet nie wat gebeur in die hiernamaals nie. In ons lyding en ons swaarkry en beproewing, weet ons nie regtig altyd waarvoor om te bid nie. Maar, weer eens daai redegewende sin, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge, wat nie verwoord kan word nie. So, ons harte weet nie noodwendig wat om te sê nie. Soos wat ons baie keer sê met dank en lofprysing, ons weet nie noodwendig wat om te sê vir die Here nie. Want daar is al soveel goeders waarvoor ons dankbaar kan wees en wat ons voor dankie behoort te sê, dat ons nie altyd weet hoe of wat nie. Maar die Gees weet. Hy wat die harte van deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Dit gedoen, volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet. Nou, hierso is nou weer een van die verse wat verskriklik maklik uit konteks uitgehaal word. So, ons kan gaan vir 'n werksonderhoud, dan sê iemand, moenie worry nie, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Dit is uiterse nonsens. Dit is nie hoe hierdie vers bedoel was om gelees te word nie. Ons kan dit nie net toepas op enige ding nie. Uit hierdie konteks uit waarvan ons praat, die lyding, die beproewing wat daar is, die vervolging wat Christene beleef, daarin weet ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Dan gaan ons verder. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou hier is waar ons aan praat oor die heiligmaking. En saam met die heiligmaking, akkoord A, heiligmaking, kom daar ook die uitverkiesing. So hierso praat hy hoofsaaklik van sy uitverkiesing. So die voorneme is volgens God se raadsplan. OK. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. So dit is nou hierdie hele laaste deel het nou betrekking op vers 28 en vers 27. So Christus was die eerste ene, hy was die eerste, en van hom af kom elkeen van ons dan, en dan word ons toegevoeg by die volk van God, sodat ons uiteindelik gelykvormig kan word. Gelykvormig is wat ons nou nog gesê het, heiligmaking. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. So uitverkorenes word vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En dan word ons uiteindelik
saam met Christus deel in die ewige lewe. Ek hoop hierdie deel van Romeine het sin gemaak. Volgende week kyk ons saam na Romeine 8 vers 31 tot vers 39. Net 9 verse. Mag elkeen van ons daadwerklik beleef hoe die Bybel vir ons net meer sin maak. Tot volgende week. Goed gaan.